Dat is bijzonder gegroet. Nou hier toe baie dinge uitgegaan. En ek weet nou nie waar moet ek waarom begin nie. Oh, Here my Want siel. alles was so goed geweest. Jesus. Alles was so goed geweest. Dankie, Here. Ons suster staan op. Dankie, Here. Sy praat van die grootheid van God. Dankie, God. En as mense so dink aan die grootheid van God, Come on, dan Pastor. gaan dat de mense verstand te boven. Mighty God. Want die grootheid van God is so groot, Jesus. dat Moses lei die Egyptenaars uit. My God. En hy lei hulle uit. En hulle gaan deur die Rooi See. Jesus. En toe hulle aan die kant kom, hier is die Egyptenaars. En hulle is bekommerd. Hulle sê vir Moses, hoekom jy ons nie maar gelos dan? Laat ons maar daar doodgaan. Oh, ja. Maar hoor wat sê Jesus. God sê vir Moses, man Moses, sê jy vir die volk. Soos hulle van hulle nou daar so sien. Hulle sal hulle nie meer sien. Yay! Nou, die rede gaan eintlik, God wil eintlik net sy grootheid aan die volk openbaar. Halleluja. Nou, dit snap mense daarop dat ons maak op in Psalm 37. Psalm 37. Ek wil vanmorgen 'n bietjie praat oor die hart van die mens. Ja. Pilo yang moed. Die hart van die mens. Die hart van die mens en die begeerte. Die hart en die begeerte. Nou Spreuke 4:23. Hy sê bewaak jou hart voor alle dinge wat bewaar moet word. Dankie, Here. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Heilige Vader, ons Dis 'n magtige woord vir die. Dis baie hard. Ja. 'n Mens se hart nou Esegiel of Jeremia, een van die twee profete. Yes. Hy sê bedrieglik is die hart voor alle dinge. En dan vra hy gesê, wie kan dit ken? Nou daar is niemand wat iemand se hart ken nie. Oh, yes. Dit is net God wat in die hart van die mens sien. Halleluja. Nou sê Johannes 14, die eerste versie, laat julle harte nie ontstel word. Ons praat van die hart. Die hart, ja. Oh, Pastor. Nou, wanneer 'n mens se hart ontstel is, dis nie lekker nie. Dis nie lekker nie. Nee, dis nie lekker nie. Jy kry mense wat as sy hart ontstel is. Kom ons sê vanmôre 'n jong meisie. Oor die boyfriend, dis nie sy man nie. Hy het die boyfriend, nou toe het hy die boyfriend met 'n ander meisie gevat. Toe gaan drink sy gif en daar is hy nou dood. Die hart, sy kon dit nie vat, haar hart kon dit nie vat nie. Want as 'n mens nou so mooi dink jy aan die pyn. Maar nou sê ek, ons is in die kar en ek ry nou, ek vat die vrou kerk toe. Nou sê ek, hy is dan so'n man, nou kom het net die vrou gelos en net 'n ander man gevat en so, 'n ander boyfriend gevat. Maar die hart wat hy het oor die boyfriend. Ja, want hulle was nou al so, dat sê ek, 'n getroude man, want hulle kom nou al 'n tyd saam. En dit is nou, wat die hartseer is dat hy sê, jy het nie verwag wat sy boyfriend afneem. Mighty God. Nou, maar wie ken die hart? Want as sy geweet het en die hart gesien het, dan kon sy vir hom gesê het, ek sien wat gaan aan in jou hart. En ek sien wat jou plan jy met jou hart en so aan. En jy moet hy nou al in jou hart uitkry. En so aan, ja. Maar die hart van die mens. Kom ons lees Psalm 37. Ek wil net vers 4 lees. Maar jy moet hom ook net mee lees in die Bybel van u. My Bybel sê vers 4, wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Die ander Bybel praat anders. Wat sê Bishop se naam? En verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Nou, dit is waar dit nou inkom van die hart.
Nou, die ander, daar's 'n ander spreekwoord wat sê, wat ook in die Bybel is, daar waar jou hart is, as jou skat. Ja. In ander woorde, as jou skat hierso is, jou hart is ook daar so. En dat maak het moeilijk, want jy gaan nie tyd hê vir ander dinge nie. Want jou hart is hierso. Ja. En omdat jou hart hierso is, wat jy ook net hierso wees. Yes. Want in ander woorde, eintlik jou hele lewe gaan oor die ding hierso, waar jou hart is. Want daar is goede wat jy begeer, daar is goede wat jy begeer. Maar as jy kyk wat jy begeer, dan sien jy, man, eintlik begeer ek niks, want alles is hier. By die skat van my, hier waar my hart is. En dit is moeilik vir 'n mens wat in die wêreld lewe, wat Jesus byvoorbeeld, Jesus sê vir die jongman, vir die ryk jongman, hy sê vir hom, onderhou die gebooie. Hy antwoord die keer wat u nou gesê het, die gebooie, die wet. Hy sê vir die Here Jesus, nee, jy praat so, jy weet nog niks nie. Ek onderhou die wet van my jeug af. Toe van kleins af onderhou ek die wet. Maar Jesus kyk om so, nou Jesus was iemand anders. Kyk, Jesus het in die hart van die mens gesien. En Jesus kyk so, hy kyk deur sy hart. Hy sê vir hom, maar daar is een ding wat jy kort. Net een ding kort jy. Ek verstaan die ander goed, maar die ding is baie belangrik. Hy sê, gaan verkoop alles. En dan kom jy na my toe, dan volg jy my. Prys die Here. En die man was so teleurgestel. As ek so kyk in my geestesoog, dan sien ek Die Here. toe Jesus vir hom sê, gaan en verkoop alles. En dan kom jy terug, dan volg jy my. Toe het die man ook nie woord nie. Asof ek sien hom, hoe stap hy van Jesus af. Teleurgestel, hy het nie verwag dat hy antwoord kry nie. Want die Here, sy hart was daar gewees. Van die rykdom wat hy gehad het. En nou dink hy nou, ek kan nie my rykdom weggee nie. En hy het eintlik verkeerd, want hy weet nie hier waarvan kom die rykdom nie. Hy weet nie iemand wat vir hom sê, gaan verkoop, hy het hom die rykdom gegee nie. Hy weet dit nie eers nie. Maar Jesus sê vir hom, dan kom volg jy vir my. Nou in ander woorde, wat Jesus eintlik vir hom hierso sê, jy het 'n keuse. Kyk, jy kan gaan verkoop. En dan kom jy, dan volg jy my. So die wil is jou wil. Die keuse is jou keuse. Maar hy het sy keuse gemaak, net deurdat nie met 'n woord nie. Net deurdat hy weggestap het. Het hy daar 'n keuse gemaak. En gesê, nee man, ek sien nie kans om af te staan nie. Want as ek kan afstaan, my rykdom afstaan, hoe dink jy, waar gaan my hart wees? Maar hy weet nie eintlik dat sy hart moet eintlik by Jesus is nie. Want as sy hart by Jesus is, dan is sy hart by die ewige lewe. As sy hart by Jesus is, dan is sy hart by sy hele toekoms. As sy hart by Jesus is, dan is sy hele sukses daar glo aan Jesus. Maar van die weet nie, want sy hele rykdom lê eintlik in Jesus Christus. Want by Jesus Christus kan jy meer rykdom kry as die wêreldse rykdom, halleluja. Want die rykdom van die wêreld, hy raak klaar. Maar die rykdom wat ek jou sal gee, sal word, halleluja, 'n fontein van lewende water, wat binne in jou sal vloei, halleluja. Dit is wanneer jy Jesus kies in jou lewe. As hy nog net geweet het, en vir homself gesê het, man, okay, doesn't matter. Ek kan van brood en water lewe, zolang ek net die ewige lewe kan hê, halleluja. Maar hy dink nie so nie, hy dink anders dan. Wanneer 'n mens Jesus Christus het, geliefdes,
Kom ek staan net 'n bietjie stil by Jesus. Ja. Kom ek staan net so 'n bietjie stil by Jesus. Jesus Christus. Mighty God. Jesus Christus los sy koningskap. Hy staan met af in die hemel. Come on, man of God. Hy staan sy koningskap af. Ja. Om soos ek te wil hier word op die aarde. Soos ek as 'n mens. En hy kom as 'n mens. Vader! Hy eet brood soos ek, hy slaap soos ek. Hy word moeg soos ek, hy eet, hy drink soos ek. Heilige Vader! Hy kom en maak die blindes se oë oop en laat die krippeles loop. Hy verkondig 'n goeie boodskap. 'n Goeie boodskap, net een boodskap, nie baie boodskappe. Net een boodskap. Hy sê bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En hulle verstaan hom nie, hulle verstaan want hulle ken nie die taal wat hy praat nie. Hulle gaan kerk elke Sondag as hulle in die kerk. Hulle bid elke Sondag. Maar toe Jesus, hulle lees ook die Bybel elke Sondag gaan lees. Maar toe Jesus sê bekeer julle. Toe verstaan hulle nou nie wat aangaan nie. Wat praat die man? Bekeer, wat dinge dit nou weer van 'n ding? Vader! Wat 'n nuwe ding is die nou weer? En dan met Jesus maak hulle baie dinge maar. Kyk, Jesus is storie, Jesus maak die ding vir jou maklik. Hy maak nie 'n ding moeilik vir jou nie, hy maak dit baie maklik. Hy sê vir hulle nee man. Hy sê vir kom ek sê van Nicodemus, hy sê vir Nicodemus, jy moet jou bekeer tot my en Nicodemus verstaan nie die storie. Hy sê jy moet weer gebore word. En Nicodemus verstaan totaal nog nie wat aangaan nie. Hy sê weer gebore word. Wat van 'n ding is dit? Kan jy sien hoe om te sê kyk my baas. Jesus sê Nicodemus wag. Nicodemus jy verstaan my verkeerd. Jy moet deur die water en die gees moet jy gebore word. Nou, my vraag is altyd, want Jesus sê vir hom, Nicodemus, jy is 'n leeraar van Israel, maar jy weet die dinge nie. Nou, wat het hy die mense geleer? Wat het hy die mense geleer? Want hy is 'n leraar van Israel, maar hy het nie eens geweet, hy moet weer gebore word deur die water en die gees nie. Nou, wat het hy hulle geleer? Het hy nou vir hulle gesê, julle moet net bekeer, dan het hy nie eens verduidelik wat die bekering is en so aan. Want bekering beteken eintlik om te draai. You must make a U-turn. Laat jy teenoorgestel, in ander woorde, die ding wat jy gedoen het, die doen jy nie meer nie. En dit is wat die getuienis het nou uitgegaan hierso. Jy moet oor die liggie wat moet skyn. Jou liggie moet so skyn dat die wêreld daar buite kan sien. Wat 'n God jy kan dien. Nou dit is net ons sing hom net so. Maar die betekenis is eintlik baie diep. Want daar is 'n diep geheim binne in die liggie wat moet skyn. Want as die wêreld wat Paulus praat van die liggie, dat sê julle is oop briewe wat gelees word. Nie geskryf met ink nie. So in ander woorde, jy is 'n brief wanneer jy daar loop, maar die ding begin by die bekering. Die ding begin by die wedergeboorte. Sodat jy dan kan die verandering wees. Want die verandering kom net by die bekering, net anders. Jy kan nie op die manier wat jy kan verander nie. Ek hoor mense sê, ek drink nou nie meer, nie, al 3 maanden wat ek drink. Dan vraag nou maar jy jou verkeerd voor die Here. Nee, ek het my nog nie bekeer, ek het nog net 'n bietjie gelos en so aan. Ja, net 'n bietjie gelos en so aan. Maar nou die ding is na 3 maande, dan gaan hy maar net weer terug, hy's maar net by dieselfde. Maar wat die mense verstaan nie, kom ek staan net 'n bietjie stil, geliefdes. Maar die mense nie verstaan nie. Jesus het klaar gekom sterwe vir die sonde van die mense. Nou praat iemand vir my, pastoor, nou, wat van my kinders? Jesus gaan nie meer kom sterwe vir jou kinders. Weet jy, jou kinders se kinders.
Niemand kan wel weer sterf nie. Ja. Die Hy prys is betaal. Die prys is klaar betaal. Vir jou kinders se kinders en hulle daai wat daar ver is. Hulle moet net kom tot 'n besluit. Yes. Tot inkeer en sê man, Heilige Vader. ek sien die mense word dronk. Ek sien die mense rook dag, ek sien die mense gebruik tuk, ek sien hulle gebruik drugs. Maar daar net vergeet aan die drugs, daar net vergeet aan die drankie. Maar die ding wat verkeerd is, die mens verniel hom met die goed, want hy oordoen alles. En omdat hy alles oordoen, dan word dit sonde. Yes. En as dit sonde baar, dan word dit die dood. Yes. En wanneer jy die dood baar, dan gaan jy na 'n plek toe wat jy nie graag wil wees nie. Nou die mooiste van alles is hoekom God so regverdig is dat hy die mens sy eie wil gee. Dankie Here. Ja. En die keuse is jou keuse. Yes, Lord. So jy kan kies wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, maar die gevolge gaan jy self dra van die keuses wat jy maak en dit wat jy wil doen. Maar met die boodskap van vandag, verlustig jou in hom. Nou jy moet jou aan Christus verlustig. Nou daar is so baie dinge in Christus of in die Christusdom wat jy jou kan aan verlustig. Punt nommer 1, jy kan jou verlustig in gebed. Halleluja. Jy kan jou verlustig in gebed. En dit is lekker om te bid. Vader. Dat voel goed om te bid. Want wanneer jy bid, dan weet jy praat saam met Daddy. Dankie En Here. net later, daar is die tyd beperk nie. Jy kan so blank praat aan wat jy wil praat. En dan gaan jy ook na tale toe, maak het ook nog nie sak nie. Want het maak nie sak of die mense jou hoor of hulle nie hoor nie. Die taal is maar net 'n geheimenis tussen jy en God, halleluja. En die taal wat die taal doen, hy breek maar net magte die owerhede in die lug. Wat mense nog nie van weet nie, halleluja. Dit is die krag van gebed, glory to Jesus. Nou, Zaterdag, Misak en Abednego. Hulle het verlustig in die vuur in. Jy kan sien, my manne, hoe verlustig hulle. Want Jesus kon nie anders nie. Hy moet ook maar bykom, want toe sy sien hoe verlustig hulle. Toe kom hy ook by, halleluja. En toe die koning sien, toe sien die koning na die vierde man. Wat hy nie ken nie, halleluja. Die verlustig jou. Kijk, weet jy wat? Jy kan jou nie verdrukking verlustig. Die kan die verdrukking kan jy jou verlustig. Want as die verdrukking so zwaar is op jou, dan kan jy sing tot eer van die Here. Van elke lied wat jy sing, jy verlustig jou in die Here. Halleluja. Here, lei my, Here, lei my. Oh, en die diepste van jou hart is daar 'n begeerte. Hallelujah. En die ding wat jy begeer, Mighty God. soms lyk dit vir jou dis so hard om die ding te kry. Mighty Jesus. Baie keer dan lyk dit vir jou so swaar om die ding te kry. Maar wanneer jy jou in die Here verlustig, geliefdes, dan verander alles. Halleluja. Mighty God. Want wanneer jy jou verlustig in die Here, dan kom die engele en hulle loop voor jou. Want elke klip sal jou nie stamp nie. Jesus. Hy sê jy kan nie stamp nie. Want wanneer die Bybel verklaar, die engele aangaande jou beveel gegee om jou te bewaar, sodat jy nie jou voet kan stamp nie. Jesus.
Nou, dit is wanneer jy jou verlustig in die Here. Dankie, Here. Want daar is altyd iemand wat omgee vir jou. Daar is iemand wat omsien vir jou. Die Heilige Gees sê Jesus, ek gaan hy weg. Maar dan gaan vir julle ander trooster stuur. Mooi oil. Daar iemand stuur, ja. So wat hy eintlik probeer sê, hy sê vir die disciples, as julle my nie sien nie, dat is alright, maar die een wat kom, halleluja. Julle gaan hom nog nie sien, soos julle my sien nie. Maar hy gaan julle lei in die hele waarheid. Van die waarheid, Jesus self, hy gaan julle van my, gaan hy julle oortuig, halleluja. En wanneer jy jou verlustig in die Here Jesus Christus, geliefdes, kom ek sê vir alles is in die klip, in die rots. Come on, pastor. Come on, In die rots is alles. Blydskap, liefde. Dit is alles. As jy blydskap kort, Oh, yes. In die rots. wees in die rots. Jesus Christus. As jy lang moet kort en jy is baie kort gespan, jy word gauw kwaad. As jy nie liefde het en jy is liefdeloos. Come on, Want pastor. as jy inkom en die honde en die katte hardloop weg van jou, dan bewys dit die liefde wat jy kort. Liefde is hier. As jy in die rots. In die rots. Wat laat ek van jy vanmorgen sê? Dankie, Here. Wanneer jy geloof soek, as in Jesus Christus, die rots, Self die rots. Jesus Christus, hy is die woord, halleluja, en hy is die rots, die water het uitgekom met die rots uit, kan Israel nie verstaan nie, ons is so jare, as ons in Egypte, Jesus is the maar ons het nooit gesien, klip water kom uit die klip, dat is die eerste keer wat ons sien, dat daar water uit die klip uitkom. Oh, Here, my siel. Maar hulle het nie geweet nie. Die stromende water wat op wind afvloei. Dat is die rots. Jesus. Jy verlore verlossing nodig het vanmorgen verlossing. Verlossing lê hier in die rots. As jy vanmorgen Dankie, Here. rykdom nodig het, Die rots. rykdom lê in die rots. Ja, man, pastor, asseblief. As jy vanmorgen behoefte het aan wat ook al, Man of God. aan die rots. A revelation. Ewige lewe. Jy kan net die ewige lewe kry. Aan die rots, dat is een ander plek. Wat jy die ewige lewe kan kry. Halleluja. Dat is net aan die rots en halleluja. Dankie, Here. Daarom wil ek ook iemand vanmorgen Dankie, sê. Jesus. Die rots is die enigste een wat jou lewe kan verander. Mighty Niemand God. op die aarde kan jou lewe verander. Want niemand kon myne verander. Ek het geloop in die straten van Jacobsdal. Dat die mense vir my gesê het, ek wonder. Die dag toe ek my bekeer, toe sê hulle ook, ek wonder hoe lang. Maar hier staat Pastor Moses nog. Die rots wat vir ewig staan. En dat is Dankie, Here. die Bybel verklaar. Hulle hardloop hierin. Vandaar is 'n skeer in die rots. Daar is 'n skeer in die rots. Heilige Vader, escape. 'n skuilplek, halleluja. Namens wij zo van de Heer Jezus, glorie te God.